Ons praat oor gehoorsaamheid. Nou gehoorsaamheid is 'n liefdessaak. Jesus sê, as ons vir hom lief is, gaan ons vir hom luister. Maar hoor wat skryf Jakobus. En nou moet jy onthou net eers, gehoorsaamheid is 'n goue draad reg deur die Bybel. Die Here skaap Adam en dan gee hy vir hom 'n opdrag en dan sê hy wat hy nie moet doen nie. En dan lees ons van almal in die Bybel dat die Here opdragte gee en dan verwag hy gehoorsaamheid. En gehoorsaamheid is nie altyd moets en moenies nie. Dit gaan om iets vir die Here te doen. Jy moet besef, God gebruik jou. God wil deur jou werk. God, jy is hier op aarde en God wil jou gebruik. So daarom is dit baie belangrik dat ons vir die Here moet luister. En die oomblik wanneer ons vir God luister, dan kan God deur ons werk. En ek moet geloof hê, dis die Here wat met my praat en ek doen dit wat die Here sê. Nou hoor wat sê Jakobus 1 vers 22. Hy sê, julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, dan bedrieg julle self. So ek hoor God se woord, en ek dink baie kinders van die Here hoor God se woord, maar hulle doen nie. Waar hy sê ek moet doen. Julle sal saamstem. As julle altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is dit so goed of jy kyk na jou gesig in die spieël sonder om iets aan die voorkoms te doen. Jy bekyk jouself, gee pad en vergeet wat jy gesien het. As jy egter verdiep in God se volmaakte wet, die wet wat 'n mens vrymaak, en jy doen wat die wet sê, en jy vergeet nie wat jy gehoor het nie, dan kan jy God se seën verwag op wat jy doen. Nou, nommer 1, mense wil die seën van die Here hê. Maar hier gee Jakobus vir ons die formule. Hy sê hoe om die seën te kry, dat ek moet doen wat die Here sê. Maar die probleem is, ons is soos mense wat in 'n spieël kyk, jy doen niks in jou voorkoms, jy loop weg en jy vergeet, jou hare is de mekaar. Nou, ek dink gaan nie 'n dag verby wat jy nie in die spieël kyk nie. Ons kyk altyd in die spieël, ons is altyd bewus van 'n spieël. 'n Spieël is, as jy 'n selfie neem, wat doen jy? Jy kyk of jy okay is. Jy kyk of die foto mooi is. Jy besluit of die foto reg is, want jy kyk na jouself. Maar Jakobus kom en hy sê, as jy God se woord hoor, en jy doen nie wat hy sê nie, dan bedrieg jy jouself. So ek hoor die woord, en ek doen dit, en dan gaan ek seën ontvang. En daar is altyd 'n beloning daarop, om te doen wat die Here sê. Nou, hoor wat sê hy hierso. Hy sê, wanneer ek my verdiep, vers 25, hy sê, as jy egter verdiep in God se volmaakte wet. Nou, as mense wet hoor, dan hoor hulle 10 gebooie, en dis wat ons moet doen. Nee, hy sê die wet wat 'n mens vrymaak. Wat is hierdie wet? Romeine 8 vers 2 sê, hy sê die wet van die Gees, wat ons vrymaak van die wet van sonde en dood. Die wet van die Gees is die Heilige Gees wat met my praat. Nou die Heilige Gees gaan nooit die 10 gebooie oortree nie, nooit. Hy gaan nooit goed sê wat teen die wil van die Here is nie, wat jy weet wat reg en wat verkeerd is nie. Maar daardie wet van die Gees, as die Gees van die Here met my praat, dan het 'n wet geword. So eenvoudig, soos ek hoor, ek moet iemand bel en vir hom bid. En nou vergeet ek dit en ek doen dit nie. Baie keer, ek gaan sit en ek skryf neer, wanneer ek bid en sê, Here, wat wil jy moet ek doen? En ek skryf dit neer, dit wat die Here wil hê ek moet doen, sodat ek 'n lysie het en nie vergeet nie. En omdat ek doen, is ek gehoorsaam aan die Here. Nou sê hy, hierdie wet wat my vry maak, dis die Heilige Gees wat dalk vir jou sê, draai om, gaan vra om verskoning. Sê die Here wat dalk sê, hoorie, jy gedraai jou nou sleg. Dis hierdie Gees wat binne in jou praat, om vir iemand te bid, of vir iemand te bel, of om iets te doen, wat dit ook al mag wees. Ander mense sal dit nie verstaan nie. Baie keer verstaan jy dit self nie, maar jy luister vir die Here. En ek dink dis wat belangrik is, om te doen wat die Here sê, en dan is daar 'n seën op. En ek wil jou aanmoedig, kom wees gehoorsaam. As die Here met jou praat, kan jy dit doen, dit is in jou vermoë, en die Here weet, jy kan, hy vra jou om dit te doen.
so jy die vermoë om dit te doen. En ek moedig jou aan, doen dit wat die Here sê. Dankie dat jy luister, jy is 'n great blessing.